dankie dat ek nou 'n bietjie met jou kan gesels. Ek sien ons het al nou 'n rukkie beplan dat ons 'n bietjie wil gesels. En nou het ons daai geleentheid. Ten minste is hierdie nie beplan hier, Jan. Dit is die grootste ding actually altyd van podcasts. Is Ja, dat scripted stuff is altyd die probleem vir my, want ons gaan nie deur 'n script in lewe nie. Soos dis die groot ding. Stem jy nie saam met dit baie kere nie? ja, daar's baie goeders wat jy nie kan skrip in die lewe nie. Soos jy kan nie jou eie lewe skrip nie. Alhoewel jy kan regtig waar uit jou pad uit gaan om jou lewe te beplan, maar niemand se lewe draai ooit uit soos hulle dit geskrip het nie. Presies. Ek het vir jou 'n vraag, dude. Wat is jou grootste vrees? My grootste vrees. Ek sal sê, ek het 'n baie, maar my grootste vrees sal ek sê is dat iets moet met my seun gebeur. Okay. Ja, dis why, wat's jou nou? Nou het ek 'n opvolgvraag. Okay? Jou grootste vrees is dat iets met August moet gebeur. Yes, korrek. So wat is iets met jou gebeur? As iets met my moet gebeur. Sal die ergste wees vir August, is dit nie? Ja, dit sal. So dan is dit basies so my grootste vrees is eintlik nie dat iets moet gebeur met hom nie, dat iets moet in general net gebeur wat hom gaan affekteer in 'n negatiewe manier. Exactly. Maar wat is jou grootste vrees? 'n Legacy. Om 'n legacy agter te los. Is dit jou vrees? My grootste vrees is dat ek nie genoeg doen nie. Ek het nie 'n kind nie. So Ja. dit is wat vir my kyk ek altyd daarna is, ek sal altyd langer met jou praat. Ek wil altyd die laaste baie sê. Ek wil seker maak dat ek genoeg gesê het vir jou. So jou grootste vrees is dat jy nie geonthou word lankal na jy weg is nie, dat jy niks het wat jou laat mense gaan remind van jou nie. Dat jy vir jare gaan dood wees en net wegfade. Dit was net nog 'n persoon. Ek dink jy het een lewe, Mhm. maar jy het 'n klomp maskers. Wanneer gaan die masker afkom? So, as ons gaan kyk na wat jou grootste vrees is in jou legacy agter daai, Ja. is natuurlik die maskers wat jy agterlos. So nie noodwendig dat jy nie gaan onthou word nie, maar het jy 'n impak gehad. Ja, Jy gaan kyk na wat het jy gedoen vir August. ja Dit is 'n legacy. Hy gaan iets onthou van Rian. en ek gaan deur hom lewe. Sekere goeders wat hy gaan doen, gaan wees hoe ek dit geïmplementeer het in hom. 'n Goeie voorbeeld is vir my is ek het die huis mos nou gekoop. Yes. Dis nou nie ryk nie, dis die bank se huis tot en met 20-30 jaar van nou af. In elk geval, baie van die handyman goedjies. Ek is nie 'n handyman persoon natuurlik nie. Ek is 'n man van vele talente, maar niks van hulle het deurgekom na my toe nie. Ja. Voel ek baie kere. Om 'n simpel ding soos 'n lig in te sit. My pa het my geleer. So elke keer as ek nou elektrisiteit sien, dink ek aan my pa. Daai is die legacy wat hy agtergelos het. Elke keer as jy 'n gloeilamp Dan is indraai, dit 'n memory van hom. Daai is jou vrees. Jou vrees is actually dat hy gaan alles wat jy vandag doen, elke keer as jy 'n stappie sit, gaan dit 'n les wees. En hy gaan dit onthou. En hy gaan dit aanpas. Hoe cool is lewe nie eintlik nie? jy gaan basies lewe weer deur hom. Ja. En dis history repeats itself actually deur dit. Maar sal jy nie soos jy het nou nie kinders en dit nie, maar sal jy nie sê Ek het 2 jokkies. ek is nie 'n groot honde fan nie. Ek weet ek moet dit seker nie sê nie, maar ek is nie 'n honde mens nie, maar sal jy nie Rian hou nie van honde nie. maar sal jy nie sê soos jou musiek is jou legacy nie, want dit is iets wat mense nooit van jou kan wegvat nie. Wel, ek dink dis iets wat 'n mens ook altyd na moet kyk. Daar kom 'n tyd wanneer jy die rouproses moet deurgaan. En Ja. dit is baie keer dat jy het 'n droom. So jou musiek is daar, maar jy het ook elke keer is dit 'n dagboek wat jy oopmaak. Dit is 'n stukkie van 'n bladsy van 'n dagboek wat jy deurskryf. Jy het gesprek met God 2 jaar terug by my gerekord. Ja, Of meer. begin laas jaar. Begin laas jaar. En dit was 'n hoofstuk wat jy geskryf het. Selfs met my musiek vir 'n voorbeeld en 'n legacy en goeders, maar face the facts,
jy is nie bekend nie, ek is nie bekend nie, ons almal het 'n werk, so ek dink die woord bekendheid Ja, bestaan nie. Ek dink as iemand vir jou sê hy is bekend, dan is dit soos cool, jy het werk. Jy is nie unemployed nie. ja, En dis nie 'n legacy nie. Dis net 'n openlike dagboek. En as een persoon luister na dit, is ek happy. Ek het 'n random Instagram DM gekry so tyd terug. En ek dink actually vir jou van gesê. En die persoon het my gesê, haar vriendin het een van die songs geluister en sy wou selfmoord pleeg. ja. Een van jou liedjies. Een van my liedjies. En cool is dit nie. En die song het nou gehelp dat sy nie selfmoord pleeg nie. Ek het kinda like my werk gedoen om daai liedjie te skryf. En dis nie 'n legacy nie, dis 'n werk. So daai persoon gaan nou rou deur daai proses waardeur sy gegaan het. Dit was 'n gedagte wat hierbo was, wat sy deur gegaan het. En deur dit gewerk het. En toevallig het daai liedjie opgekom en toe sy nou, weet jy, ek gaan nou nie meer dit doen nie. Ja. Die realiteit is, dis nie 'n legacy nie, dit was 'n werk. Dit gaan oor die les wat jy agterlos. Wat is daai quote wat hulle sê, mense gaan nie onthou wat jy gedoen het in die lewe nie, maar hulle gaan onthou hoe jy hulle laat voel het. Exactly. En om 'n gesprek, vir my, die groot ding van 'n gesprek is, 'n gesprek moet altyd aanhou, sodat albei partye iets daaruit kan kry. Of dit nou emosioneel is, of dit nou in die geval is van, ek het net 'n lekker lag gehad gou vinnig, Ja. which we don't do often enough, net so by the way, ons lag nie genoeg omtrent sekere goeters nie, alles is baie ernstig, en dit kom terug na wat ek nou gesê het, dit is baie scripted altyd. Ons lewe in hierdie era waar ons geruk 'n foon uit, en dan gaan ons nou, ek is sad, en jy moet nie sad wees nie. How about, ek het so pas in Checkers ingeloop, en ek het net dalk iemand gesê, jou hare lyk cool vandag, en ek het dit nie op 'n foon gesit nie, maar ek onthou dit. En daai gebeur, in jou geval, voor August. En daai is die legacy wat hy gaan onthou. Maar My dit, pa het iemand gekomplimenteer, hoe hy ander mense behandel het. hoe jy ander mense behandel het, so dit gaan hand in hand met jou quote. Dis daai van, August sal eendag die mense behandel soos wat ek hulle behandel. Ja. Want ek het vir my voorbeeld geskep. Nurture over, nou kyk ons na nature over nurture. Ek glo nurture is baie sterker as nature. Ek is volop vir 100%. daai. Dit is, ek glo 50-50. Ek glo daar is 'n genetika gedeelte in dit, Ja, maar ons kyk ook nurture, want jy kan iemand vat wat uit 'n ryk huis uitkom, en jy kan hom nurture, en daai persoon kan glad nie dieselfde uitdraai nie. Maar dan kom nou 'n genetika gedeelte ook in, en nou lyk die persoon dalk nou presies soos daai persoon, Yes. of daai persoon tree dalk nou op, of dit kan nie ewen in 'n geval wees van 'n siekte, wat net so oorgedra was na dit toe. So, ja, daar is 'n nature aspect in dit. Maar nurture, jy die persoon genurture, sodat die persoon kan sien die patroon, hoe om dit te kan doen. Maar dan kom groepsdruk. So nou compete jy met jou nurture, met 'n hele ander nurture. Wat doen ons nou? maar kom dit nie neer ook op persoonlike keuses nie, want daar is 'n storie wat ek nou al baie vertel het, en ek love dit nog steeds, want ek gaan die hele tyd terug na toe, is van die twee seuns, die identiese tweeling, wat 'n alkoholistiese pa gehad het. Die pa het verskriklik gedrink, en na werk, wanneer hy bietjie gedrink het, dan sal hy baie geweldig raak met die ma en die twee seuns. En jare het verbygegaan, die pa is nie meer hierson nie, maar die twee seuns het aangegaan. Hulle is identiese tweeling. Die een seun het uitgedraai soos sy pa. Hy lig sy hande vir sy vrou, hy misbruik drank en lig sy hande vir sy seuns ook. Presies sy pa uitgedraai. Die ander seun is die teenoorgestelde. Hy dra sy vrou op sy hande, hy gee die wêreld vir sy kinders. Hy is die ideale man en vaderfiguur. En hulle kom toe by die een seun en vra, maar hoekom is jy so? Hoekom doen jy dit aan jou vrou? Hoekom is jy so donker met die mense in jou lewe? En sy antwoord was, want dit is hoe my pa was, kan nie my blameer. En die ander seun se antwoord nou weer was, want dit is hoe my pa was.
Dit is hoekom ek nie so wil wees nie. Dit is 'n keuse. Dit laat dink my weer eens, dit is daar's 'n serious niggies waar dit baie ook so was, waar die pa was bietjie rof en die obviously ek wil nie plot spoilers gee nie, maar it went with the first and not with the latter wat jy nou gesê het, Ja. en dit het gelei na moord toe op die einde. Keuses is daar, maar wanneer die groepsdruk kom, moet jou nurture op so 'n aard wees dat daai persoon kan sê nee. Dit is die ding is die lesse wat ons leer langs die pad. Ek het actually een van jou podcast of een van jou goedjies na Reda gekyk en dit was die vergewe jou ou self. Ja. En beautiful saying, ek wil nie my ou self vergewe nie, Rian, Maar hoekom nie? want hy het awesome keuses gemaak, anders sou ek hier gesit het nie. Maar dan hoef jy hom nie te vergewe nie. En selfde met jou, selfde met ons almal. As ons moet teruggaan in tyd en vir jong Henry en Rian gaan sê vandag, jy moes dalk nie daai eerste sigaret opgetel het nie, die eerste keer wat jy nou detensie gekry het nie. Dan het ek dalk nie in Pretoria gesit en nou deurgekom Randburg toe nie. Ek sou nie hierdie geleentheid gehad het nie. Dis daai butterfly effect. Exactly. Want almal wil ek's nou besig met die eerste hoofstuk van my nuwe boek en ek skryf nou oor daai stukkie waar ek sê almal se begeerte is, jou grootste begeerte is om terug te gaan in tyd en jou foute als oor te doen. Maar dis daai foute wat jou gebring het tot waar jy is vandag. Oh wow, ja, dis nogal cool. Ek het gedink Ja. toe ek my seun gekry het, dit is 'n crazy storie, maar toe ek my seun gekry het, toe het ek gedink, my lewe is besig om mekaar in te val. En ek het gewens dinge het anders uitgedraai. Maar vandag was dit die beste ding wat met my kon gebeur het. So hoeveel kere word ons gespook deur iets wat ons gedoen het in die verlede. En ons dink ons lewe sal baie beter gewees het as dit nie gebeur het nie. Maar dalk as dit nie gebeur het nie, sal ons lewe erger gewees het. Exactly. En dis presies waar ek elke oggend teestaan, as ek sien hoe lewe heeltyd aanbeweeg, vinniger beweeg en dis aiderige hel, daar's 'n liedjie, die mislukte rebellie, 'n gejaag na 'n beter lewe, iets waarna ons almal strewe. En hoe waar is dit eintlik? Ons bly jaag en dis ons eie doelwitte het basies moet 'n datum hê. Ons kan nie 'n doelwit hê sonder 'n datum nie. Anders is dit 'n droom. Ja. So ek het hierdie 2025 het gesê, okay, dis wat ek wil bereik. Hulle het so 'n bietjie laat gekom met datums, damn it, ek wens ek kon meer predicted omtrent dit. Maar 90% was bereik van dit. As dit nie was vir 14-jarige Henry wat detensie gaan sit het en 'n pakkie sigarette gaan steel het by sy pa, agter 'n parkie gestaan en rook het nie, was Henry nie hier nie. Henry was dalk 'n pluggie gewees, dalk was ek 'n dokter gewees. Vreemd sal dit nie gewees het nie. Ja, ek kan jou nie sien as 'n dokter nie. Exactly. Ek kan jou in baie rolle sien, maar nie jy as 'n mediese rol jy sien wat ek sê is, ek gaan jammer sê vir daai persoon, ek weet is baie, hier is nou it's baie snaaks, want my projek se naam is jammer. Maar jy kan nie jammer sê vir iets wat nooit verkeerd was nie. Ek verstaan wat jy sê. Jy kan, as ek moet gaan kyk na, en dit is meer 'n rouproses want toe ek beweeg na dit toe. Jy kan die rou van 14-jarige Henry doen. Kan die rou van 14-jarige Rian doen. Die foute wat Rian gedoen het. Kan nie jammer sê nie, maar jy kan rou van dit af. Dat daar's 'n rouproses. Ons bou mure as ons in enige situasie kom, of dit life after death after life, depending on hoe jy daarna kyk. Almal sê altyd, ek het mure om my hart gebou en ek het nie meer spasie vir mense nie. Ek wil nie die woord sê nie, but I call beep op daai ene. Ja. Jy het die mure gebou om juist meer spasie te maak. Jy het nie die mure gebou om dit in te cramp nie. Want jy groei in lewe.
stop jou eie groei. Jy stop jou eie groei. So jy bou mure om jouself en jy rou die 14-jarige Henry om spasie te maak vir die 30-jarige Henry. Ek hoor. Maar die mure wat jy bou ook, jy bou daai mure om die wêreld uit te hou, maar jy bou dit eintlik om jouself in te hou. Jy is besig om jou eie tronk te bou. Jy bou jou eie wêreld. Dis net nie wat ons almal doen nie. Maar hoe connect jy met iemand? As jy agter mure is, as jy jouself toegebou het in mure, hoe help jy mense? Hoe vorm jy verhoudings met mense? So dit is 'n figuurlike natuurlike vergelyking met die mure om jou bou. Ja. So jy bou die mure om jouself, om jou hart. Ja, jy gaan nog steeds uitreik na mense toe. Ek praat oor die kliseë van mense van ek het mure om my hart gebou. En ek kan nie nog mense toelaat nie. So jy groei nie. Nee, jy lieg. Want hoekom praat jy met my? Mense sal vir jou sê, ek het mure gebou Ja. en ek kan jou nie toelaat nie, want ek is nou so sterk persoon oor iets wat 10 jaar terug gebeur het. Maar hoekom praat jy dan met iemand nie? Staan jy op, gaan jy werk toe? Dis is hy mans wat sê, ek het te seer gekry in 'n verhouding, so ek sal nooit weer Nou kom jy reg. iemand anders 'n kans gee nie. Ja. Maar nog steeds, naweek na naweek gaan jy op 'n date. Exactly. So jy jok vir Jy jouself. is besig om spasie te bou in jou eie huis. As jou huis te klein raak, bou jy 'n ekstra kamer. Jy doen dieselfde eintlik as jy rou. Jy bou die mure Jy groter. create space. Create space. Hoe vinniger mense daai gaan realiseer, hoe vinniger gaan ons 'n mooier wêreld kry. So kom ek sê, in my huis het ek 'n 14-jarige Henry, ek het 'n 15-jarige Henry, ek het 'n 18-jarige Henry, Ja. 21-jarige Henry. Gaan nie vir hulle jammer sê nie. Hulle almal sit in hierdie huis in ander kamers. Want jy En- kan en- inspirasie trek van elkeen af. Elkeen het vir jou 'n les geleer. So hoekom gaan ek vir hulle jammer sê? Ek moet vir hulle dankie sê. Want as jy daai 14-jarige Henry gekeer het om dalk die sigaret op te tel, Dan was ek 'n dokter, Jan. en alhoewel dit 'n baie suksesvolle beroep is, soos ek jou ken, dit sal jy nie volgemaak het nie. Want jy is 'n kreatiewe mens. Ag, stop dit. Nee, maar Maar dit is die konsep. Ek dink dit is die konsep en ek dink baie kere some people might gaan disagree met die opinie. Ja. Dit is obviously so, maar dis weer eens die beauty van lewe is dat as almal ooreengestem het met iets, kon ons almal daai wit klere aangetree het, al ons hare afgeskeer het en ons kon almal in 'n rytjie geloop het. Ons kon in so 'n hele delusional wêreld gebly het. dan is lewe basies scripted. Dan is lewe scripted. Ja. Ek sê, you need to mourn. Jy moet rou daai gedeelte wat gebeur het in jou lewe. Dankie sê, kamer aanbou en inspirasie trek na die volgende chapter toe. So as ek jou reg verstaan, jy moenie die slegte goed wat met jou gebeur het in jou verlede uitblok en maak of dit nooit gebeur het nie. Jy moet teruggaan en jy moet dit verwerk en jy moet besef wat se lesse het jy daar uit geleer. Ja. Jy het nie nodig om jou jy het nie nodig om met dit oor te gaan herleef nie, maar jy kan uit dit uit stukkies gaan haal wat positief was. Nie alles is negatief. Toe jy vir 'n voorbeeld dalk verslaaf was of vir 'n voorbeeld toe jy dalk werkloos was nie alles was negatief in daai tydperk nie. Daar was sekere aspekte wat nog steeds lig was. Maar ons is so, omdat ons natuurlik negatiewe My, mense is. dis die probleem. Ons kyk so. Ons kyk so na dit. Ek is eerste in die lyn om te sê ek kyk so na goed.
2020 met COVID wat gebeur het, verskriklik erg tunnelvisie gehad. Ja. Gesê, alles is verby, ekonomie lyk swak, dit lyk swak, en goed. Daar was actually baie meer van tye ook in daai tydperk, wat ek net heeltemal uitgeskuil het. Nou, sit ek in 'n plek, tot vandag toe, waar as ek terugdink in 2020, dan sal ek sê, yes, daar was actually nice tye ook gewees, waar jy kon opstaan, bietjie later, jy kan jou gunsteling series kyk, en al daai, dit was lekker, en daar was memories wat gecreate was in dit in. Maar ons fokus op die sleg. Dis soos die persoon wat die hele tyd sê, hoe aaklige tyd dit was die slegste tyd ooit, maar in daai tyd was hy geforseer om sy eie besigheid te begin, om geld te genereer, en vandag is dit sy voltydse ding, en hy het 'n beter lewe vir homself geskep, as gevolg van die COVID omstandighede. Hoe amazing is hierdie nie, en maak nie saak wat sy geloof jy is nie, alle geloof het een ding in gemeen, jy glo, jy sit die werk in, jy kry dit. Ja, As jy glo, en jy sit nie die werk in nie, gaan jy sit waar jy sit, en jy gaan in 2020 sit. Jy moet glo, werk, kry jy resultate. 'n gebed kort aksie. Gebed kort aksie. Om dankie te gaan sê vir 14-jarige Rian, kort aksie. Maar niemand is altyd reg vir daai aksie te vat nie, of niemand weet hoe om 'n aksie ja. te vat nie. Daar is geen script daarvoor nie. Dis hoekom niks kan scripted wees in lewe nie. Hoe het jy vrede gemaak? Hoe het jy, kom ons sê reconnect met 14-jarige Henry, hoe het jy Ek het teruggegaan waar hy was, en waar hy groot geword het. Ek het teruggegaan en ek het gaan kyk na alles, en ek het vir myself gesê, dis waar jy was, dis waar jy nou is. Waar wil jy nou wees oor 14 jaar? En ek het elke fout gaan analiseer, en ek het gesê, maar dit was nie regtig 'n fout nie. Jy was net misverstaan. Want 'n kind maak nie 'n fout nie. hy doen wat hy dink is reg? Hy doen wat hy dink is reg. Wat is daai quote van Albert Einstein, everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will go through life believing it is stupid. Ek het onlangs vir iemand gesê, ek wil 'n boek skryf, The Dumbest in the Room. Ja, En die hele doel van die boek is, hy's blank. wat laat mense die boek moet skryf vir jou. Dat jy jou eie boek moet skryf. En stil bly is 'n antwoord. As iemand vir jou, iets wat my grootste weakness Ja, is, ek hou nie van luister nie. Ek moet voel. So, jy sal vir my sê, Henry, moet nou nie daai plantjie invat nie, want hy gaan jou steek. Dan gaan ek sê, okay, hy's eintlik plastiek. jy moet regtig Ek waar. moet eers dit voel, omtrent dit. Dumbest in the room is iemand wat stil bly. Jy's nie die domste nie. Jy's eintlik die slimste as jy stil bly. En net luister om in te neem. Maar as jy die domste in die kamer is jy eintlik in die regte kamer. Want as jy die slimste in die kamer is jy in die verkeerde kamer, van by wie is daar om te leer. Want jy wil jouself omring in die lewe met mense, verder as jy beter as jy, sodat jy kan leer van hulle. Ek dink as jy sê jy is die slimste in die kamer, dink ek jy is naïef. Want ons almal het iets om te leer van iemand. Jy kan nie 'n meester wees in alles nie. Nope. Weereens, ek kan nie nuwe huis gekoop, Ja, gaan terug na dit toe. Braak nie, maar nuwe huis en klomp handyman goedjies wat moet gebeur. Ek is nie goed in handyman nie. I choked. Ek het ver van my oog laat val. ja, My pa was goed in dit. En dis nou weer, as ons gaan nou terug na daai, jy weet, daai rou, wat daai legacy gedeelte waarvan ek gepraat het. Daai kan ek nie hê nie, dis sy legacy. Ek sal hom altyd onthou daarvoor. ja. So ek kan nie goed wees aan dit nie.
Maar nou het ek natuurlik iemand wat saam met my is en sy is flippe goed in dit. Maar dit kon heeltemal anders droom gewees het dalk. Daar's nou weer goed wat sy dalk nie in goed is nie. Maar die feit dat sy goed is in handyman werkies en dit, laat dit jou nie in 'n manier voel jou pa is nog steeds saam met jou en dit nie. O ja, dis heeltemal. Ek dink enige persoon wat enigiemand verloor en dis hoekom toe oorspronklik gepraat ek vir jou gesê, weet, ons moet praat oor rou, ons moet praat oor wat is lewe? Wat is lewe na dood, maar ook wat is dood na lewe? Ja. Want dit is nie altyd net jou pa nie. Dis baie keer 'n oupa. Dis baie keer 'n liefde wat weggeraak het. Daai eerste liefde dalk van jou, Rian. Ja. Wat jy nou hier wegsteek vir ons. Iets in daai lyn. Dit kan enige iets wees. Daar's 'n sê ding, een song bring 1000 memories terug. Hoe waar is dit nie? Maar dis maar dis nie gewoonlik net 'n song nie. Maar dis daai een liedjie wat 1000 memories oor een persoon terugbring. Of dit kan letterlik net jy in 'n kamer wees, alleen. En daar is daai mense in die kamer. Ek hoop nie dit is hulle is letterlik daar nie, want dit gaan 'n bietjie vreemd wees, maar as hulle figuurlik daar is dit dalk net 'n ding wat deur jou kop gaan. Daar's 'n cool movie wat ek like, Coco. Jy het Coco gekyk. Is dit van die voël? Nee, jy dink in Rio. Ja, ek dink aan die Coco gaan oor. Is dit die een fees wat in Mexico gebeur en hulle steek 'n kersie aan, hulle gaan visit die cemetery en dan Day of the Dead. The Day of the Dead, ja. En dit gaan oor jy moet onthou wat gebeur het. En dis baie wat hulle celebrate die dood. Hulle celebrate die dood. En dis presies wat ek vir jou sê met 14-jarige Rian. Jy celebrate hom. Jy gaan hom nie kwaadlik neem. Foute en als. Foute en als. Want sonder foute het jy nie die ability om hier te sit nie. Nee. Sonder al daai chapters wat ingekom het, dis diepte wat ingebeur. Al daai diepte moet inkom. As kyk na wrestling, ek love wrestling, dit weet jy. Ja, dit weet ek Ek baie love goed. it so baie. En as kyk na enige goeie promo, as kyk na John Cena, ek dink dis nou iemand wat almal nou so hot topic nou tans, kan hom in hashtag en dan gaan jy 'n bietjie meer views kry op hierdie hele ding. Ja. Dis scripted wat gebeur het. Sy hele ding was scripted, maar ons almal het iets gevoel. Dink jy John was happy met die hele run van hierdie laaste retirement? En dink jy hy voel nie hy het dalk foute gemaak daar in die begin nie? Hy het 'n baie suksesvolle loopbaan gehad. Maar en hy weet self hy het 'n baie suksesvolle loopbaan gehad, maar nog steeds is daar goed wat hy anders sou wil doen. Ja, maar as jy hom nou gaan vra, 17-time champ, sal jy iets wil verander van dag 1 af in wrestling tot en met waar jy vandag is? Wat dink jy gaan hy vir jou sê? Hy sal sê nee, maar as hy gaan sit en dink, sal hy met iets opkom. Ek dink nie so nie. Ek dink in enige universe waarin ons is, of dit nou, en ek sê timeline, universes en goeters, en daar is, maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan altyd daai fout doen. Jy gaan altyd moes. Ja, ek glo dit. Jy gaan altyd moes. Want jy was veronderstel om daai fout te maak. Jy was veronderstel om dit te maak. So ek is nie jammer vir jou nie. Ek wil vir jou dankie sê, en ek wil hê jy moet saam met my nou kom. En al die lesse, en dis hoe jy deur daai rou gaan. Eventueel gaan daai persoon, gaan daai gedeelte nie meer daar wees, so sterk nie. Want jy gaan ingroei in 'n nuwe persoon in. Maar dis 'n klomp chapters. So al kan jy teruggaan in tyd, sal jy dieselfde foute maak as wat jy gemaak het. Ja. Dit sal dalk ander plek, ander tyd, maar Henry sal nog steeds begin rook het. Ja, Henry sal nog steeds begin rook het. Henry sal nog steeds op 18 jaar severely geboelie geword het, dat hy letterlik matriek van die huis afskryf. Maar ek gaan nie nee sê daarvoor nie, want ek sou weer nie hier kon sit vandag en die voorreg gehad het, om met jou te kan gesels nie.
Dat ek stem 100% saam met jou. Dit is die morning van 18-jarige Henry wat geboelie was. Ek is jammer vir hom. En ek wens ek kon dit wegvat. Maar Maar ek wil nie. jy wil nie, want dit Daai was event nodig. daai boelie moes bestaan het. Hy moes daar gewees het. Anders sou ek nie hierdie kon doen nie. Dit is, as ek nou baie persoonlik raak, Ja. nê, die ding wat ek die mees spytste is oor my lewe, is dat ek my eie lewe probeer neem het. Ek is baie spyt daaroor, vir die seer wat dit veroorsaak het, vir die mense wat omgee oor my. Maar, daai incident, het my oë oopgemaak en my ander uitkyk na my lewe gegee. En dit het my dieper kant laat leer ken. En dit is hoe ek begin gedigte skryf het en my talent vir skryf ontdek het. En alles het stelselmatig gelei tot waar ek vandag is. So as ek nie daai aaklige ding gedoen het nie, sou ek ook nie dalk vandag hier gesit het en ons sou nie die gesprek gehad het nie. En dis hartseer. Ek dink 90% van die wêreld het al probeer selfmoord pleeg. Hulle lewe geneem. Dink ons sê nie genoeg gedink wat dit is nie. Ek het my lewe probeer neem. Ek het probeer selfmoord pleeg. Ja. Dit is erg. So did I. Ek het gefaal en ek is bly. Ek is hartseer. Jy is hartseer Vir vir daai persoon. Jy voel jammer vir daai persoon. Gaan jy vir hom jammer sê? Nee. Jy gaan vir hom dankie sê dat hy nie suksesvol was nie. ek verstaan presies wat jy sê. Jy rou. Ek voel Die jammer presi- vir daai jonge Rian, Jy voel wat nie van beter jammer geweet vir het hom, nie. maar jy gaan nie vir hom jammer sê nie. Jy gaan vir hom dankie sê en jy gaan hom rou. Jy gaan vir hom empatie wys. Empatie, simpatie. Interessant genoeg, daar's 'n verskil tussen simpatie en empatie. Ja. Simpatie, ek het deur dit gegaan. Ek kan simpatiseer met selfmoord. Ek kan empatiseer omtrent jy in August. Want ek het nie 'n kind nie. So jy kan nie vir my simpatie wys nie, maar jy kan vir my empatie Ek kan vir wys. jou empatie wys. Enige iemand wat kan sê hulle kan empatiseer, Ja. kan vir jou sê, okay, ek was nog nie deur dit nie, maar ek kan relate op 'n way. Sympathiseer, ek het ook 'n kind en dis I get it. Maar daar's 'n groot verskil. En ek dink elke ou se chapter is soveel anders omtrent dit. As iemand soos ek sin dink toe ek hierna draai, dink ek myself, as iemand hierdie vandag nou moet kyk en ek gaan deur al die moontlike scenario's hoe hierdie nou kon gaan wat ons nou mee gesels en ek dink vir myself, as iemand hierna luister, gaan hulle gaan nou dink hulle gaan vandag 'n antwoord kry oor hoe kan ek nie rou, hoe kan ek dit sê en hoe kan ek dit doen. Unfortunately, ek is nie die persoon om vir jou te sê hoe jy moet glo nie. Ja. Ek is nie die persoon wat vir jou sê en wat jy moet glo nie. Kan nie vir jou die persoon wees hoe om vir jou te sê om oor iets te kom nie. Kan vir jou sê, hey, as jy dit hierdie was, kom ons almal gesels. Maar partykeer het mense nie nodig om na iemand te luister wat vir hulle sê wat om te doen nie. Hulle het net nodig om met iemand te gesels wat net luister. Partykeer wil mense net luister. Hulle wil nie gesê word hoe om te voel nie. Hulle wil net weet jy het al soos ek gevoel. Dit is, en ek dink dit is, as ek moet teruggaan na die oorsprong van waar ons begin het is, Ja. Wat is jou grootste vrees? Joune was spot on. Myne is 'n legacy. Myne is, ek wil hê die dag, wanneer, en ons almal gaan eventueel baie sê vir almal, en Ja, jy groet. dan is daai ding van, een van ons gaan by almal se begrafnisse wees, en een van ons gaan by almal, gaan nie by een wees nie. So, Ja. dit is, ek wil ten minste weet, dag as ek nie meer daar is nie, dat jy gaan sê, yes, ek het actually by Henry geleer dat wat is die verskil tussen simpatie en empatie. Of dalk het ek net geleer dat Nike's is beter as Adidas. Dit moet net iets wees wat ons leer van mekaar. Ek het 'n silly ding en is die Kaizen way van lewe. Ek is kwaad vir myself as ek nie ten minste een ding ekstra geleer het die dag nie.
elke dag iets byleer. Wat het jy vandag geleer? Nog niks nie. So ek moet nog vandag gaan en iets gaan leer. Jy het goed teruggegaan oor die mure om jou hart. Ja. So, hoor jy jou mure bou en als daai mure keer jou om enige vorm van empatie of simpatie te wys. Nee, dis 'n kamer wat jy bou, Rian. Okay. Dis 'n kamer. Jou mure is, jy het jou mure, maar jy bou dit nie eintlik teen die hart nie. Jy bou dit al hoe groter. Oppervlakkig kyk ons na, ek het my mure om my hart gebou. Jy's eintlik besig om 'n huis te bou. Of 'n mansion te bou. Dis 'n beter woord. Ek bou 'n mansion om my hart. Elke persoon het 'n kamer. En dis waar al daai klomp klein draakies in jou lewe 'n plekkie het waar hulle kom bly. Jy nooi vir 14-jarige Jy rou hom. Jy sê dankie, jy rou hom. Daar is jou kamer. Want hy is nog lewendig. Hy is nog deel van jou, want jy is nog hier. Jy is nog hier. En dis daai legacy. Dit gaan eendag so met August ook wees. Daar gaan 'n plek wees vir Rian in August se mansion. Lang nadat ek nie meer is nie. Lank wat jy nie meer is nie. Want, soos my oupa was my vaderfiguur. En hy is jare nie meer hier nie, maar hy is nog baie lewendig in my lewe. Want, as ek deur 'n moeilike tyd gaan sê ek vir myself, maar wat se advies hy my gegee het? Exactly. En dit is daai kamer in jou huis van jou mure. Ek met jou. Dis oppervlakkig hoe mense altyd en ek het dit lanklaas gehad waar iemand my gesê het, ek het mure om my hart en daai goeters. Ek is nou al te lank in 'n verhouding om te dink aan mense wat daai goed vir my sê, maar mense sê dit altyd so baie. En dis nie waar nie. Want hoekom leer jy iets niets? Hoekom drink jy dan water? Hoekom doen jy enigiets? Jy het nie meer om jou hart nie. Jy is besig om 'n mansion te bou. En elke persoon het net 'n kamer daar binne. Jou oupa het 'n kamer in jou. Maar so is daar nog mense. So gaan hulle kom, so gaan hulle gaan. Ewen vriendskappe. Ek meen, ek kan vir soveel vriendskappe ek baie kere al laat gaan het. En dit was nie 'n geval gewees daarmee hulle lewe nog. Ja. Dis net, daar's nie meer plek vir hulle in die fisiese wêreld nie. Dis plek vir hulle in die mansion. Ja, want jy onthou die tyd saam, die gesprekke saam, maar hulle is nie meer deel van jou lewe nie. Daar's net die tyd nie. Want dit is nie te sê, een persoon is in 'n hoofstuk van jou lewe, hy moet deur die hele boek daar wees. So, dankie vir daai persoon. Ek is jammer dat ons nie meer kan vriende wees nie. Ek rou jou en ek gaan jou nou 'n kamer gee. Daai gedagte gaan in 'n kamer in. Daai deeltjie van hom hou jy. Daai een gedeelte. En so gaan jy weer aan. Want ek het vriende wat op 'n tyd ek geklassifiseer het as my beste vriende. Ja. Dis my vriende, my kring, tot die dag wat ek dood is. En ek het vandag glad nie eens meer van hulle nommers nie. Maar nog steeds, as ons om 'n kampvuur sit, kom hulle op in stories. Want hulle het 'n kamer by my. Alhoewel hulle nie meer in my lewe is nie, hulle het 'n kamer. Dis funny, want soos toe ek 18 was, het ek gedink, dis my beste vriend. Ja. My paar vriende. Toe is ek nou 21, toe kom ek nou die stad in, weet van Noord-Kaap af, kom ons nou hier na Gauteng toe. En nee, kyk, hierdie is nou my beste vriende. En nie een van daai twee is nou meer chommies mee nie. En nou is dit jy, wat nou deel is van daai vriendekring en nog 'n paar ouens. Maar nou dink ek vir myself, okay, wie is nou my beste vriend? Ek gaan nie meer sê wie my beste vriend is nie, want ek is 100% seker oor 10 jaar van nou af gaan daar weer iemand anders ter wees wat daarin gaan kom. Nie dat ek sê ons gaan nie vriende wees nie. Ja, ek maar sê net dat daar is daai moontlikheid dat daar 'n skeiding gaan kom. En dan sê ons, jammer, dankie, ek rou jou, sit jou in 'n plekkie. ek dink nou aan August wat
elke week 'n ander beste vriend het. Ja. Hy kan in die Crazy oggend is as ek dit. hom aflaai by die skool vir my sê, hier is die maatjie, dis sy beste vriend. En dan speel hy met 'n ander maatjie pause as ek hom optel, nou het hy 'n nuwe beste vriend. Dat ek al vir hom gesê het, ek maar wie is nou jou beste vriend want ek dog ek is. Ja, dis funny. Ek moet nog sê mens gaan so deur al hierdie chapters in jou lewe en ek dink even in werk, net normale werk. En soos ons net gesê het, jy wat sê ja, musiek kan 'n legacy wees en ek het vir jou laat verstaan dat jy's nie beroemd nie, jy's nie bekend nie, dis net 'n werk. Dis 'n werk, jy ontvang iets daarvoor, so dit bly 'n werk. Ja, niemand het ooit gesê jy moet 'n legacy koppel aan populariteit nie. Dis wat my verstand so breek omtrent dit. Daai is 'n legacy tans wat aangaan met August Even. Dis ietsie so kleins, maar hy het elke week nou 'n ander vriend. So in jou kop is jy soos either is my seun baie bekend of sy vriende hou nie van hom nie, wat nou? Ja. Dis nou twee goed wat aangaan. Maar op dieselfde tyd is dis nou daai groei wat gebeur. En hy gaan sy eie lewe en hy gaan 14, dalk 15 gaan hy wees, is ja, okay, cool, ek het dit gedoen, nou gaan ek dit doen. En dan daarna gaan ek dit en nou gaan ek studeer en so voorts gaan ek aangaan met alles. Dis baie cool, ja. Maar ek love hoe jy sê om die lewe te rou, want daar gaan nou baie goed deur my kop, want ek spring nou heeltyd rond tussen tye in my lewe. Soos byvoorbeeld, ek was by 'n werk waar ek baie ongelukkig was. En as ek terugdink, is ek negatief. Maar soos jy my nou geleer het van rou dit, want ek het dit nie geniet nie, ek sal nie terug gaan daartoe nie, maar ek is dankbaar vir my tyd daar, want dit het my in 'n finansiële beter posisie gesit om sekere ander goeders te maak gebeur. Dis presies, ek het vir 'n maatskappy gewerk en vir 'n tydjie terug en amazing, nou wat ek terugdink, kan nie eintlik in een slegte ding dink nie. Maar ek is nou in 'n posisie waar ek is daai was actually nice, kyk nou al daai, ek gaan weer gaan na iets anders toe en ek gaan wees, maar hierdie was eintlik nice. Ja. En dit is hoekom ek sê, even jou eie werk, jou vorige werk, jy moet dit rou. Jy moet dit verwerk, jy moet deur dit gaan, jy moet die leiers aftrek. Daar's 'n rede hoekom hulle dit rou noem. Dis rou. Dis nerf af, daar is niks nie. Kan nie die pleisters opplak nie. Jy moet hom ooplos. Daai moeilike trane, is die rede hoekom jou trane sout is. Moenie sout in jou wonde invryf nie. Moenie huil daaroor nie, maar vier dit. Exactly. Celebrate the bad things that has happened to you, because they led to something great. En daai gaan hy op TikTok sit. Ek gaan klaar met nota gemaak. Klaar my kop 'n timestamp gemaak waar om te sny, net so. Waar gaan jy? Boost hom, waar gaan jy? Gee my daai views. Al jou followers by. Ja. Nee, maar dit is die groot ding is, en dit is soos ek nou vir jou gesê het, is dat rou se oop wond. Ja. Jou trane, ek dink daar's die meeste sout seker daarin as wat jy ooit kan. Ek sien iemand wat my trane shots drink nie, maar jy kan vir jouself dink, daar's 'n sê ding, moenie sout in wonde invryf nie. Gaan gee die ou 7-jarige Rian goue high five, vat hom saam, trek hom daar in jou paleis in wat jy besig is om te bou. Dis soos ons vriend, mutual vriend of dit, gesê het, Pieter, moenie daai jonger jy net afskryf nie. Bring hom saam jou. Ja. Vat sy hand en loop saam met hom. Ek dink dis die groot ding, en dis hoekom ek gesê het, is mens moenie jammer sê nie. Jy moet juis embrace wat gebeur het. Ja. Ek het op my ou skoolrapporte afgekom. Ek het die resultate gesien. Ek het baie goed gedoen. Ek weet nie hoekom het my skool my soveel moeilikheid gegee nie. Maar in elk geval, sien waar ons nou oor praat is oor my skool nie. Maar jy kan sien ook sekere seisoene
waar die punte afgegaan het. En dan as ek soos, okay, wat het nou weer in daai seisoen gebeur? Dit was die eerste keer toe my hart gebreek was. Kyk die impak wat dit gehad het. Ek moes actually daai tyd gegaan het en ek moes dalk gerou het en gewees soos Dit verwerk het. So die rede kom sielkundiges altyd sê, skryf dit neer. Maar dit is moeilik om iets te rou wat nou net met jou gebeur het. Ja, As jou verhouding nou net grond toe gaan. Jy gaan nie net daar, ek is jammer, maar dankie vir die tyd saam. Ek gee vir jou kamer in my huis nie. Nee. Jy moet eers die hartseer, die pyn, die kwaad, die woede deurgaan voordat jy dit kan rou. Daar's 'n rede hoekom dit die 5 stages of grief is. Jy gaan eers kwaad raak iewers, jy gaan eers huil iewers, geen spontaan lag, geen weer angstig wees. Dan gaan jy voel wat is die punt van lewe. Al die stages gaan jy eers deurgaan. En wat is die laaste een? Acceptance. En dan accept jy eers. Maar hoeveel mense sit vas in die begin van die stages? Hulle gaan nie daar deur nie. Dis hoekom mense ouer dalk verloor het jare terug, maar nog steeds het hulle kwaad en bitterheid. Want hulle is nog vas in daai eerste stage. Ek ken mense wat nie deur dit gaan nie. En dis moeilik, want jy kan nie vir iemand sê jy mag nie. Nee, en ek kan ook nie vir jou sê, okay Henry, kom ons gaan nou na stage 2 toe. Jy moet dit nou aanvaar. Aanvaar dit. Dis die voordeel van die stages. Hulle is nooit gesê dis 1, 2, 3, 4, 5 nie. En dit kan waar dit my 'n week kan vat om iets te aanvaar, dieselfde insident kan jou 2 jaar vat. Ek het vir myself wat ek die laaste jaar doen is, ek gee vir myself 'n tydlyn op als. Ja. Jy het hierdie tydlyn om dit te kan bereik. Indien nie, sit dit, maak dit toe, sê jammer, dankie, sit hom daar. Beweeg aan na die volgende ding toe. So, hoe vinniger ons gaan besef dat, en dis dieselfde dis nou met musiek vir 'n voorbeeld, en ek weet, dit gaan nie oor musiek hierdie nie, maar dis iets wat ek in 2025 vir myself ook gesê het is, as ek nie dit kan bereik in my musiek nie ten minste kan verdubbel in listeners nie, which ek vir jou gesê het, ek wil bereik, gaan ek sê, ek is klaar met musiek. Ek het 'n datum gegee, ons het 140% gegroei in 2025. Maar kan jy vir my eerlikwaar sê, iets wat jou passie is, wat jy so sterk oor voel, soos musiek, dit dryf jou. As jy jou target nie gemaak het nie, sal jy regtig word net daai en dan opgehou het? Nee, ek sal net harder probeer het. So jy sal nie opgehou het nie? Maar dit is ook 'n ding van, dit was 'n mental note wat ek moes vir myself insit. Dis 'n datum. Ja. Jy moes dit doen, en asseblief moenie dink, ek sê, sit 'n datum tot en met jou rou nie. Nee, ek hierdie is 'n geval van, as jy nie als kan gee nie, hoe gaan jy daar eindig? As jy nie 'n datum het nie, hoe gaan jy daar wees? Want ek het nog nooit gehoor van iemand wat net gaan sit het, gaan bid het, en net gewag het nie. Want ek beloof, jy gaan in jou een slaapkamer woonstel sit, elke aand en bid, maar jou paleis gaan nooit gevul word nie, want dis actually die mure wat jy besig is om te bou. Ja. Opstaan, maak reg, doen wat jy moet, en repeat. Maar moenie sit en wag nie. Rus op die einde, nie in die middel nie. Kobe Bryant. Rus op die einde en nie in die middel nie. Ja. Ek sal daai wegvat van jou af. Dis Kobe Bryant, man. Dis Henry, nee. Mense kon gesê, dat was ek, nee. So cool gelyk, nee. As ek nou dit net so sê. Jy het dit in Afrikaans gesê. Ek twyfel hy het dit in Afrikaans gesê. No, hy was die goat van goats, nee. Ja, maar ek hoor jou, dit is om die lewe te rou is iets wat almal, is 'n persoonlike pad wat almal moet stap. Jy het 2 plekke om te rou. Jy het 2 goed. Ek weet, ek kyk na recent event. Ek dink ek is nog steeds in die stages of grief en allerhande goed. 22 Januarie ek het op Facebook uitgevind van 'n insident wat gebeur het. Ja. Van iemand wat 30 jaar van my lewe saam met my geleef het. En dit was
deur mense wat nie die moeite gedoen het om te sê, hey Hendrie, sorry, jou pa is nie meer met ons nie. Jy het op Facebook uitgevind jou pa is oorlede. Ja. En dit is dis rof, man. Soos ek meen, jy vind dit uit en jy dink aan, hoe kan mense dit doen? Wat het ek nou uit daai uitgeleer? Ek het geleer, ek sal dit nooit doen nie. Ek het daai aangegaan, elke persoon persoonlik gaan bel. En ek het sê, as ek ooit in daai situasie moet kom, gaan ek seker maak, ek het jou naaste se nommer, Ja. en ek gaan bel. As ek kon, sou ek geraai het, maar 'n oproep. Dis hoe jy dit doen. Op Facebook uitgevind. Ja, dude. Dit is... Jy kry mense, en dan kry jy, unfortunately, dit is 'n les. Wat jy moet leer, seker. Maar met 'n laaste gedagte vir ons afsluit wil ek jou 'n vraag vra. Ja. Is daar enigiets wat jy wel sal wil verander in jou verlede? Jy sê jy's 4 als, ewen die slegte goed, negatiewe goed als celebrate jy, maar is daar niks wat jy sal wil verander nie? Niks. So, as jy iets wil verander, moet ons moet mooi dink aan wat ons wil verander. Ja. En hoekom sal ek iets wil verander, Jan? En net so, by the way, lieg ons het nog tyd oor. Anyway, ek geniet hierdie way te veel. As ons iets wil verander, moet ons terug kan gaan in tyd. Dat ek seker is, daai is nog nie gebou nie, daai masjien nie. Ja. Maar even as daai masjien gebou is, sal ek net wil teruggaan om die hele ding te witness, as een groot movie. So jy sal Jou beste script wat jy ooit kan hê, vir 'n podcast, vir 'n boek, vir 'n movie, ja. net om iemand te groet, is om actually net daai tydperk van jou lewe net weer te herleef. So jy sal, as jy kan terug in 'n tyd, jy sal niks wil verander nie, maar jy sal in die gehoor wil wees en sien hoe dit afspeel. Ek sal sien hoe dit afspeel. Ek sal baie rooi wees. Sal jy rooi wees? Ek daar's oomblikke waar ek nie sal wil, ek ek sal sal dink, soos nee, ek kan nee, nie. Rian. Jy vat ons. Rian, nee. Alweer. Exactly. En dit is, maar dis cool, want as ek terug moet gaan in tyd, en ek moet nou sê, ek moet iets gaan regmaak, en ek moet wees soos, okay, cool, ons gaan dit daai oomblik regret. Want as ons moet gaan vergewe, wil ons kind of like sê, ons wil ook iets op 'n mate regmaak, en ons wil nie regtig regmaak nie, want dat ons nie waar ons nou is nie. Jy wil lewe deurgaan sonder om spyt te wees oor jou Ja, verlede en al die foute. Ek haat dit om te lieg. So, ek sê altyd vir iemand, onthou net lieg is 'n sonde. So ek sal eerlik met jou wees. Ek kan nie daai ding vat van, ja, ek kan nie vandag dit doen nie, of ja, môre is nog 'n dag nie, ek kan nie. Alles moet vandag wat moet gebeur. Môre sal ons iets anders te doen. Ek beplan nie vir môre nie. Ja. Dan sal ek nou op vakansie gaan, which I don't, maar indien ek sou gaan, sal ek mos nou die vakansie moet beplan. Maar ek gaan nou nie beplan my hele week se diet uitdink nie. Want ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek laat vandag. Hoe cool is vandag nie? Dit is hoekom ek elke dag Ja. sal Checkers toe gaan. Want ek weet nie waarvoor ek môre lus nie. Ek gaan nie 'n mins worsteak koop, maar môre is ek lus vir mielies en pap nie. Dude, maar dis presies, en dit gaan neer op daai van, dis, wat ek sê is, jy rou die ou persoon, maar ook hierdie klein goedjies, van, jy lewe vir vandag, man, en dit is letterlik die hele storylyn van waardeur ons eintlik almal Moenie gaan. lewe so ernstig opvat nie. Exactly, lewe kan partykeer Wat is daai quote? Life is a comedy to be enjoyed, not a tragedy to live. Of iets soos dit. Charlie Chaplin het gesê, hy huil net in die reën,
dat niemand die trane kan sien nie. Wel, Maar dan met baie gereën in Pretoria en ek dink dit net so 'n bietjie Ek- chill nou, maar ek dink ons moet nog so 1 of 2 geselskapies maak in die toekoms, want Maar Ek het dit geniet. Ek soek hy Blue Monkey man. ek het dit geniet. Dankie vir die plug, Blue Monkey ja, Energy. Ja, Blue Monkey Energy het hierdie nie gesponsor nie. want Dankie vir ons die plug. Ons het water gekry. Ja, maar net om ons net om ons op te som eintlik is dat ultimately jou legacy is geskryf van die dag wat jy uit jou moeder uitgekom het en jy 'n naam gekry het. Die dag toe hulle gesê het jy is Rian AG Beeslaar was die dag toe jou legacy begin het. Toe ek begin skryf het aan my boek. En dit was jou boek. En sover is die dag wanneer jy gaan baie sê dis die boek wat ons almal gaan lees en vice versa. Eventually gaan ons almal nie meer hier wees nie. En daar is nie redos nie. Daar is nie en dit is once again. En ons het nie tyd om jou boek te edit nie. Wat op baie bladsy staan op baie bladsy. En dis presies die ding. Jy leer uit elke ding uit. Dit is waar dit gaan. Ons gaan nie jammer gaan sê nie. Ons gaan sê dankie. En ek voel jammer dat jy deur dit gegaan het. Ja. Maar ek het ook deur dit gegaan. So, cool. Sleutel, join the club, hier's 'n hemp en 'n Blue Monkey wiki dalk Beweeg aan. en 'n Blue Monkey Energy. Remember the past for the good, not only the bad. Ja, Maar Henry, ek waardeer jou. Rian, Nike Dankie. high five. Dankie vir die geleentheid om met jou te chat, my maat. Dis 'n plesier man. Thanks. Dankie. Okay. Bye.